Leef met bedoeling. Besef jy dat jy elke oggend begin met 'n skoon bladsy in jou lewensdagboek? Die vraag is nie of jy iets daarin gaan skryf nie, maar of jy dit self doelbewus, doelgerig, intentioneel en met oortuiging gaan doen. Jy sien, ons leef immers in 'n wêreld waar sosiale media, WhatsApps, e-posse jou wêreld kan kaap nog voordat jy ordentlik klaar jou koffie of jou tee gedrink het. Alles ding mee om jou aandag. Die vraag is dus, waaraan gaan jy doelbewus aandag gee? Die Bybel draai nie doekies om oor die prioriteit wat God in ons aandagveld moet hê nie. Ons lees in Deuteronomium 30 vers 19. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Nou, dis 'n keuse wat God vir sy volk destyds gegee het, om te maak in die woestyn, sodat hulle kies om nie terug te gaan Egipte toe nie, maar as God se kinders die pad vorentoe saam met hom te loop. Dis 'n keuse wat God se kinders, Jesus se volgelinge, elke dag moet maak, om God te vertrou, om God se leiding te volg, intentioneel, doelbewus. Interessant staaf positiewe sielkunde hierdie Bybelse waarheid oor 'n doelgerigte lewe. Professor Larry Santos van Yale Universiteit het die gewildste kursus in Yale se geskiedenis aangebied. Die kursus se naam is The Science of Wellbeing. Hy toon dat gelukkige, florerende mense nie bloot gelukkige omstandighede het nie. Hulle neem bewuste, herhaalde keuses wat met hulle diepste waardes ooreenstem. Hulle besluit doelgerig hoe hulle aandag, tyd en energie gaan spandeer. Dit beteken nie jy hoef alles te beheer nie. Jy hanteer die lewe in die mate wat God jou toelaat en jy kies 'n rigting in lyn met sy wil en jou diepste oortuiging. So kies vandag om net met bedoeling te leef, dan skryf jy daardie skoon bladsy doelgerig. Leef geïnspireerd.